Rasionale getalle. Rasionale getalle is reële getalle. So as jy in 'n toets kom, dan kan jy weet, jy kan die reële merk, jy kan jy ook merk wanneer jy die rasionale getal merk. Want die reële getalle word in 2 ingedeel, rasionale getalle en irrasionale getalle. Nou gaan ons net werk met die rasionale getal. In wiskunde is 'n rasionale getal 'n getal wat uitgedruk kan word as 'n verhouding van 2 heelgetalle. Rasionale getalle wat nie heelgetalle is nie, gewoonlik wat breuke genoem word gewoonlik geskryf as die gewone breek. En rasionale getalle is wanneer dit 'n repeterende breek is, dan is 'n rasionale getal. Repeterende breek is as die agterstes heeltyd as 'n patroon basies vorm. Kom ons kyk gou na hierdie sommetjie. Weer eens, wanneer ons met 'n vierkantswortel te doen het, weet julle dat daar 'n voorbeeldige 2 staan wanneer daar niks staan nie. Ek gaan hom net insit sodat julle kan sien waar hy moet wees. Daar is hy nou in rooi. Dit beteken dat dit wat binne in die vierkantswortel is met homself gemaal moet word tot die mag 2. Dis sy paspoort, dis sy boete wat hy moet betaal om uit die tronk uit te kom. Daai vierkantswortel sê ek altyd, dit is 'n tronk, dat julle dit net beter moet verstaan, sodat julle moet weet, ons het 'n paspoort nodig om van die vierkantswortel ontslae te raak. Sou jy nou groter raak en jy gaan na graad 12 toe, dan leer ons 'n ander metode om van die vierkantswortel ontslae te raak deur hakkies te gebruik, maar dit is nie nou van ter sprake nie. So nou gaan ons die leertjie metode wat aan jou regterkant is gebruik deur behulp van ons priemgetalle, en daar kan ons sien dat daar 2 3's kan ingaan. Omdat die basis dieselfde is, weet ons die magte as ons smaal word dan bymekaar getel, en dan kan ons sê 1 + 1 is 2, daarom dan 3 tot die mag 2. So die 2 wat buite staan, kanselleer uit die 2 wat binne staan, so daai getalletjie, daai 3, kan uit die tronk uitkom. Hy het sy boete betaal. Hier het ek net vir jou die som mooi uiteengesit, dat jy kan sien, dit is die stappe wat ons volg. So, vierkantswortel tot die mag 2 met 'n 9 in die binnekant, kan ek dan my 9 vervang met my priemgetalle, wat 3 tot die mag 2 is. Die 2 buite en die 2 binne kanselleer mekaar uit, en die vierkantswortel val weg, so 3. So 3 is dus voldoen aan die vereistes van 'n rasionale getal, en hy is dan 'n rasionale. Goed, rasionale getalle is al my positiewe, al my negatiewe, my 0. Hy kan as 'n breek geskryf word en as 'n desimaal, maar my desimaal moet repeteer. Die agterste ene moet kan herhaal. So 0,15 of 0,55555 of 13 14 13 14 13 14 ensovoorts. Is maar net voorbeelde van my desimaal. Met hierdie vierkantswortel is daar 3 voor. Dit beteken dat die getal binne in die geval wat nou -8 is, moet ons 'n priemgetal kry wat 3 keer met homself kan maal om die antwoord -8 te kry. So ons sien dat die getal 3 keer kan ingaan. Tabelletjie aan jou regterkant moet jy goed kan ken, 'n minus, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 'n minus maal 'n minus is 'n minus, 'n minus maal 'n minus is 'n plus maal 'n minus is 'n minus. Die hele tabels helfte werk hy met jou deel. So, met die behulp van priemgetalle het ons leertjie gedoen. Ons het gekry -2 gaan 4 keer in -8 in, en 2 gaan 2 keer in 4 in, en 2 gaan 1 keer in 2 in. Daarom vervang ek dit dan in my sommetjie. As jy sien jou sommetjie aan jou linkerkant, het ek gesê -2 tot die mag 3, en die paspoort wat aan die buitekant is, kanselleer hom uit met die paspoort wat aan die binnekant is. Die 3 kanselleer die 3 uit, en ek het -2. Hy voldoen aan die vereistes van 'n rasionale getal, want hy is 'n negatiewe getal. Rasionale getalle is my positiewe, my negatiewe, my repeterende desimale, breuke. So hierdie ene is negatief, so hy voldoen aan 'n rasionale getal.
Wanneer ek te doen het met 5 of 9, dit is 'n breek. So rasionale getalle kan breuke wees, maar hy moet, as ek hom desimaal toe gaan vat, moet hy kan repeteer. As hy 'n gewone 'n breek is, dan en hy repeteer nie volgens my desimaal, dan kan hy nie werk nie. Ons moet net baie mooi gaan kyk. Onthou nou, want rasionale getalle kan ook 'n heelgetal wees. Hy kan ook 'n telgetal wees. Hy kan ook 'n natuurlike getal wees. So byvoorbeeld 4 op 2. 4 op 2, 2 gaan 2 keer in 4 in, so dit is 'n hele getal, dan is hy ook 'n rasionale getal. Ons moet net versigtig wees wanneer ons te doen het met ons desimale, dat hy moet repeteer. As hy nie repeteer nie, is hy nie 'n rasionale getal nie. Net weer die vereistes, dit moet 'n positiewe of 'n negatiewe getal wees, dit kan die getal 0 insluit, die getal kan desimaal wees, mits dit repeteer, en dit kan ook 'n breek wees, so enige positiewe en negatiewe getalle, repeterende desimale en breuke is dan 'n rasionale getal. Pi is ook 'n desimale getal, 3.1415926564. Hy voldoen nie aan die vereistes as 'n rasionale getal nie, want hy repeteer, die nommertjies herhaal nie hulle self nie. -6, dis 'n math error, en daarvoor is hy ook nie 'n rasionale getal nie. Ons kan hom nie op die getallelyn sit nie, hy bestaan nie, so hy kan nie 'n rasionale getal wees nie. Kom ons kyk net gou weer na die vereistes van 'n rasionale getal. Dit moet 'n positiewe of 'n negatiewe getal wees, die getal kan 0 wees, die getal kan desimaal wees, mits dit repeteer, en dit kan ook as 'n breek geskryf word. So enige positiewe en negatiewe getal, repeterende desimaal en breuke is dan 'n rasionale getal.